Goeiemôre, baie welkom in die kerkgebou. Ons het gedink om te probeer uit die kerk uit 'n preek opneem en ons wil vir jou verwelkom hier, asof jy vanmôre op een van hierdie banke sit. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks en ek wil jou graag so in die begin van hierdie reeks kom groet uit die Bybel uit. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die krag van die Heilige Gees is met jou. Ons reeks tema is God se asem tussen bladsye. Nou as my kleinseun hier gestaan het hy gesê, "Wow, wee." Want weet ons wat beteken dit? Dat God se asem, sy fluisterstem in die bladsye van hierdie boek is. Die Bybelgenootskap is verjaar 200 jaar oud. En daarom hierdie tema dat ons vier die Bybel in ons taal en in ons land vir 200 jaar. Besef jy wat beteken dit, dat dit God se asem is, wat ons hierin kry? Dis sy fluistering. En as 'n mens fluister, dan sê jy iets wat uit jou hart uitkom. Soos tussen twee verliefdes, daai fluistering van hulle liefde vir mekaar. Dit is wat ons hierin kry, as God met ons praat. So om hierdie reeks te begin, gaan ons nou saam bid, daarna gaan ons 'n lied sing, en daarna is 'n toneeltjie om die reeks af te skop. Baie welkom in 2020 se 40 dae. God se fluistering, God se stem, God se asem tussen hierdie bladsye. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons so by mekaar kan wees, al is ons nie by mekaar nie. Dankie dat U ons aan mekaar bind deur die Gees. Dankie Here God dat U ons Vader is en dat ons U kinders is. Waar ons nou ook al is ons U kinders aan U verbind. Here, dankie dat U met ons hierdie pad stap in hierdie moeilike tyd. Here, en as daar mense naby ons is wat siek word, of ons self in ons huis, of wonder, of simptome toon, of wag vir 'n uitslag. Here, dan is ons maar broos. Dan skrik ons weer 'n slag. Ander kere dan voel dit vir ons, ag nee wat, dis ver van ons af. Ek pleit Heer, help ons hierdeur. Help ons deur hierdie tog waarin ons is. Ons het U inderdaad elke dag, elke oomblik nodig. Here, maar ook vir nou en ook vir hierdie reeks wil ons kom vra dat U met ons sal praat en met ons sal werk. So verskriklik baie dankie vir U woord. Dankie vir die Bybel in ons taal, soveel verskillende vertalings, soveel verskillende maniere hoe ons U woord kan hoor. Help ons, Here, om in hierdie tyd beter perspektiewe te kry op U woord. Help ons om meer oop ore en oop harte te hê om U woord te kan ontvang. Help ons, Here, vandag ook nou om die fluistering uit U hart uit aan ons elkeen te kan hoor. Ons pleit dan nou, praat met ons en help ons om te kan luister. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Goeiedag. Is dit Elohim Mediese Sentrum? Met wie praat ek? Nee, ek wil nie vandag met 'n vol apteker te praat nie. Ek wil met 'n dokter praat. Nee, weet jy, sit dan die dokter se baas vir my op die lyn. Ek is baie desperaat. O, dit is die baas. Meneer, jy moet vir my luister. Ek is nie siek of iets nie. Ek is elendig. Ek is hartseer, emosioneel. Ek is moeg. Ek is so moeg. Ek is verby met die lewe. Ja? Iets wat kan werk. Ja. Okay. Kan jy waarborg dat dit gaan werk? Okay, nee, dan wil ek dit hê. Ek wil dit hê. Hoe kan ek dit kry? Kan ek dit vandag kom kry? Jy gaan dit stuur. Met spoedkoerier. Okay, vandag. Ja, okay, die vouprojek. Ja, ek sal dit lees. Ag, verskoon my, hier is iemand by die deur. Ja, jy het so gesê, die vouprojek, ek sal dit lees. Okay, dankie, totsiens. Sjoe, dit is vinnig. Okay, vouprojek. Dit lyk vir woordkapsules. Seker hulle eie apteekkonkoksie. 'n Kompakte kapsule met die aktiewe bestanddeel volmaakte liefde. Werksimptome van angs, onsekerheid, moedeloosheid en depressie teen. Dis presies wat ek nodig het. Die tablet bevat 'n breë spektrum bestanddeel met vitaliteit en energie tot gevolg het. Die gebruik daarvan verhelder onder andere sig, gehoor, verstand met gevolglike wysheid. Die gebruik van die kapsule mag lei tot 'n reaksie van blydskap as ook 'n onverwagse sin vir regverdigheid en standvastigheid. Moenie oorslaan nie. Neem die kapsule op 'n gereelde basis vir gewaarborgde en spoedige herstel. Aanbevele dosis. Gebruik soos benodig, mag op 'n leë maag geneem word. Sou jy onseker wees jy het reeds geneem, neem gerus 'n dubbele dosis. Neeweffekte geen. Vervaldatum. Wanneer Christus weer kom. Hierdie week se fokus is wanneer God fluister. En die opskrifie daaronder is, die Bybel is deur God geïnspireer en is gesagvol en is betroubaar. Hierdie boek kommunikeer God se liefde aan ons. Dit fluister dit vir ons. En een van die psalms wat dit baie mooi sê is Psalm 19 en ek gaan vir ons 'n paar verse lees uit Psalm 19. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur lei. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Het jy gehoor hoe beskryf die Bybel die Bybel? Wat sê hierdie Psalm, wat is die woord van God? Wat is die woorde van God wat in hierdie boek opgeteken is vir ons? 6 woorde. Ek herhaal dit net vir ons. Hy sê hierdie boek is 'n woord van God aan ons. Hierdie boek, tweede ene, is 'n onderwysing van God vir ons.
Hierdie boek bevat bevele van God aan ons. Hierdie boek is 'n gebod van God. Hierdie boek stel God se eise aan ons. En hierdie boek sê vir ons dat God se bepalings wat dit is vir ons. En dan kom hy en dan gebruik hy 2 metafore, 2 beelde om te beskryf wat is die waarde hiervan. En die eerste een is, hy sê as jy dit verstaan, as jy iets hiervan verstaan, dan sal dit vir jou wees soos goud. Nou goud, weet ons, is baie kosbaar. Hy sê baie goud. Hy sê dis baie kosbaar. As jy goud het, dan sal jy dit baie mooi oppas. Dan vat jy verantwoordelikheid daarvoor, jy beskerm dit, jy bewaar dit, dis kosbaar. So is dit ook met die woord. Ons kry die woord as eintlik goud van God. En ons moet dit bewaar. Ons moet verantwoordelikheid vat hiervoor. Hierdie is nou in ons hand. God gee dit vir ons. Die tweede beeld is heuning. Nou, ek is baie lief vir heuning. Ek weet nie jy nie, maar heuning is my gunsteling. En heuning het mos 'n manier om iets aan jou te doen, né? Heuning verander 'n gewone rooibos tee in 'n spesiale drankie. Heuning verander 'n gewone breinbroodjie in 'n baie spesiale breinbroodjie. En net so is dit ook met die Bybel. Die Bybel doen iets in ons. En die vraag is eintlik, hoe proe dit op jou tong? Wat maak dit met jou? Wat is die emosie wat loskom as jy met die Bybel besig is? Want net soos wat heuning het tog baie energie. Baie meer is dit, maar iets van die beeld draai oor van energie, van kosbaarheid. Wat is dit wat in jou oordra? Kom ons kyk weer na Psalm 19. En die skildery wat Psalm 19 maak oor die Bybel, oor die woord van God. En ek gaan net so stil staan weer by die 6 uitsprake van Psalm 19 oor die Bybel. Die eerste een sê, vers 8, dis die woord van die Here, dis volmaak, dit gee lewe. Hoor jy dit? Dit is die woord van die Here. Ons hanteer die Bybel baie keer nie met daardie respek nie. Dit is die woord van die Here. En dis volmaak. Dit trek ons eintlik nader. Ons wat so onvolmaak is. Hierdie boek trek jou nader aan die volmaakte. En trek jou op nader aan volmaaktheid. Dis 'n uitnodiging vir jou. En daarom sê, dit gee lewe. Volmaakte lewe. Ek wil dit noem, hoër grond lewe. Op ander vlak. Die Bybel maak dit vir my en vir jou moontlik om op hoër grond te kan lewe. Ek dink dis wat die woord doen. Dit gee lewe en lewe op 'n ander vlak. Die tweede ding wat Psalm 19 sê, die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Onderwysing kan ook vertaal word met die getuienis van die Here. Die getuienis van die Here is betroubaar. As hy oor homself praat, is dit betroubaar. Ag, en hoe skaars is dit nie? Hoe skaars is betroubaarheid nie in ons tyd nie? Hier's iets betroubaars. Hier's iets geloofwaardigs. Hier's iets wat ons kan vashou en op kan vertrou en op kan staan. Ons het dit nie. Ons almal het so dikwels wysheid nodig. Hier is dit. Die onderwysing van die Here. Ons sien in ons tyd, ag, die wystes van hierdie wêreld is eintlik baie keer so dwaas. Kom ons kyk om die wysheid in die woord van die Here te kry, by die wyse ene. Betroubare wysheid. Dis in ons hand en dis God se fluistering uit sy hart uit aan ons. En dan die derde ene, vers 9 sê, die bevele van die Here dui vir ons die regte koers aan. En dit bring blydskap. Bevele, opdragte, ons kan ook sê die mandaat van God dui vir ons die regte koers aan, die sertifikaat dat jy maar mag gaan, dat ons maar
dat ons bemagtig is om te gaan. Ek dink nogal COVID-19 het kom ontmasker dat ons in hierdie wêreld baie keer op die verkeerde koers is. Dat ons wêreld, ons leefstyl is op die verkeerde koers. Dis nie volhoubaar nie. Ek dink ons het in hierdie tyd kom ontdek, ons is nie op God se koers nie. Ek dink God wil vir ons die opdrag gee, die mandaat gee vir ons, dat ons die verandering moet aanbring wat nodig is, om op God se koers te kom. Hy sê by vers 9, hierdie koers van God, dis die implikasie, bring blydskap. Blydskap wat hierdie wêreld nie het nie. Ons jaag goed na in hierdie wêreld wat nie regtig blydskap bring nie. God se woord hou vir ons die geheime in tot ware blydskap. Bring my by die vierde uitspraak. Die gebod van die Here, die Bybel, is helder. Dit gee insig. Die gebod van die Here, die bevele. Die Bybel is vol opdragte. Maar God vir ons sê, doen dit, doen dit. Dit kom van God. Ons kan dit nie ligtelik opneem nie. Want dit is die eienaars handleiding van die mens. Om ware lewe te hê, moet ons doen wat hy sê. Dit is die hoe vir ware lewe. Dit gee die insig vir ware lewe. Ek dink ons kry hier in die Bybel die bestanddele om die insig wat ons nodig het, waarna ons so smag, te kan kry. Die antwoorde. Die direkte vertaling sê, dit verhelder die oë, soos katarakte wat weggeneem word, en met helder visie weer gekyk kan word. In hierdie 2020, waar ons 2020 visie wil hê, ons jaarthema in die gemeente. Die 5de uitspraak oor die Bybel, wat ons help en ons eintlik wil rig en wil fokus en oriënteer vir hierdie reeks wat voor ons lê. Kry ons in vers 10 ook, die 5de ene al, die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die eise van die Here, die verwagtings van God, van ons. God is nie temperamenteel nie. Ons hoef nie onseker te raak as sy teenwoordigheid nie. Hy is altyd dieselfde. Hy is soos 'n stil poel water, wat deur jy kan kyk tot op die bodem. Die Bybel is helder en duidelik. Baie duideliker as wat ons maak. Ons is geneig om goed te kompliseer. Ons hou van kompliseer. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is hoe ons lyk my is. Die Bybel wil nie vertroebel nie, dit wil verhelder. Dit wil wys, God is deursigtig, hy wil vir ons wys hoe sy liefde lyk en werk. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan vas. Die 6de ene, uitspraak van die Bybel oor die Bybel, dit is die bepalings van die Here, en dis reg. En elkeen van hulle is regverdig. Die bepalings van die Here, is soos 'n regsaak. Die uitsprake van God is regverdig, en dis reg, en dis klaar, en dis seker. Sy uitsprake oor jou is regverdig. Daarom kan ons vrede en rustigheid hê, want ons herder se uitsprake sal reg en regverdig wees. En vol liefde, vol begrip, vol genade, vol van sy goedheid. Dit is my voorreg om wat jy goed ken, jy weer aan voor te stel aan die Bybel, die woord van die lewende God. God se voorskrifte. En dis goed vir jou. En die toneeltjie in die begin het ons gesien, Mariet het vir ons gewys. Dis soos het ons gekonfronteer daarmee dat die Bybel God se voorskrif aan ons is. Sy het gesê die voorskrif is volmaakte liefde. Hierdie voorskrif is soos 'n breë spektrum wat alles dek. Ons kan dit dalk ook vergelyk met die maskers wat ons dra. Dit beskerm ons. Ag, en daar's baie beelde wat ons kan vat. Maar sy het gesê in haar toneeltjie, ons moet hierdie voorskrif nakom. Ons moet dit daagliks drink, daagliks gebruik. So ons moet dit lees en dit leef elke dag. Dit moet die regstelling van ons gedagtes elke oggend wees. Maak nie saak hoe jy geslaap het, hoe jy opstaan, wat jy oor die nuus hoor nie. Die woord wil ons rig en vir ons helder visie gee vir daardie dag. Julle, dis goud. En dis God se heuning vir vandag en vir elke dag vir jou.
Kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie vir die woord. Dankie vir wat ons daarin hoor. Dankie vir die moontlikhede wat jy net weer vanmôre vir ons kom oopmaak, wat ons kan kry en kan beleef vanuit die woord uit. En Here, dankie dat U vir ons, as dit ware, die goud in ons hand kom sit. En die heuning op ons tong kom sit. Here, U is vir ons so goed. Dankie dat U in hierdie tyd vir ons so genadig is, om ons so te kom ontmoet, so naby, so by ons, en die woord by ons te los. U fluistering vir ons elkeen. En dan wil ons, Here, vers 12 opneem. Maar vers 12 ons gesê het, U dienaar laat hom daardeur leer, dis eintlik 'n erkenning. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Here, dit wil ons doen. Ons wil die dienaar wees, ons wil by U woord bly. Kom Here, asseblief wees in hierdie 40 dae, deel van ons reis en help ons om U asem tussen hierdie bladsye te ontdek. Here, dan bid ons vir al die siekes in ons gemeente, vir elkeen van hulle wat in hierdie week groot operasie gekry het, daar waar daar sterfgevalle was, wil jy asseblief elkeen troos, vir elkeen krag gee, ook hulle wat bang is vir die virus, wat wag vir 'n uitslag, of wie se familielede dalk siek is, dalk in dieselfde huis bly as iemand wat positief getoets is. Here, vir hulle wat na mense kyk, ons bid vir al die mediese personeel, al die susters en dokters in ons gemeente, almal wat mense versorg, wil jy asseblief vir hulle help, Here, elke dag met wat hulle nodig het vir daardie dag. Ag Here, U ken hierdie deurmekaar tyd. Dis vir ons baie sleg en baie deurmekaar en onseker. En ons emosies harte baie dikwels met ons weg. Maar dankie dat U woord vanmôre vir ons as dit ware op die grond wil neersit. Die grond van U woord, op 'n rots, U die rots. En sê, maar hier is die woord wat ons kan help deur hierdie tyd. Help ons, Here, om in hierdie woord, U woord vas te gryp. Om dit elke dag te lees en te leef. En toe te laat dat die energie daaruit ons lewens omvorm. Here, seën ons dan, ook nou in hierdie week. Ons pleit dit in Jesus naam. Amen. Ons herinner julle net weer aan ons deurry by die kerk. As jy nou nog nie daar was nie, asseblief kom so tussen 10:30 en 11:30 Sondagoggend is ons by die kerk. Nou, ek en Rian en Anneke en Marlene sal daar vir jou wag. Ons wil graag die stukke uitdeel vir die 40 dae. Wat jy persoonlik of as gesin of in 'n selgroep bietjie kan deurgaan en jy weet die tema vir julle help om bietjie te deurdink, te reflekteer daaroor. Daar's ook 'n lekker muffin, hier's 400, julle moet asseblief kom haal. Ons kan dit nie almal opeet nie. En dan kyk na ons WhatsApp groepie. Ons gaan uitnodigings daar rig in verskillende gespreksgeleenthede en temas en maniere hoe ons temas gaan hanteer. Dan herinner ek weer aan ons kosprojek. Ag, julle weet dat die baie mense is wat werk verloor en in nood is en swaar kry. Asseblief ondersteun die kosprojek en dankie vir elkeen wat daar bydra maak. As julle weet van iemand wat nood het, bring dit onder ons aandag asseblief. Het gebid vir die siekes, die sterkte vir julle elkeen. En dan is ons baie dankbaar vir die wat al weer genees het en negatief toets.
vir die virus en ons is die Here regtig baie dankbaar vir dit alles. Dankie dat jy jou bydrae maak. Ons gaan die besonderhede op die skerm weer sit net hierna. En dan is dit my voorreg om jou vir hierdie week te seën en uit die Bybel uit vir jou te sê die genade weer, die genade van die Vader, Seun en die Heilige Gees is by jou. Sal jou nooit nie los nie totdat Jesus verby en vir jou kom haal. Kom sing saam die seënlied en hê 'n mooi week. Die Here seën en beskerm jou. Die